Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het, en dat sy guns en sy genade en sy goedheid oor ons groot was, dat ons vanmôre vars en veilig opgewek kan word, om die nuwe dag in sy naam tegemoet te kan gaan. Ag vriende, vanmôre wil ek met u praat oor 'n baie besondere gedeelte, wat so tyd terug dan ook oor my huis se pad gekom het, gedeelte wat ons gelees het uit Spurgeon se dagstukkie. Ek het daaroor gepraat met my gesin by ons huisgodsdiens, en wil ek vanmôre 'n bietjie met u praat oor hierdie geweldige saak van murmurering, die sonde wat ons lewens geweldig kompliseer. U sien, wanneer ons kyk na murmurering in die kind van God se lewe, dan sien ons dat dit eintlik lynreg teen die karakter van die kind van God is. Ons het gekyk maandag na God se goedheid en sy goedertierenheid wat tot in ewigheid is. Ons het gesien die direkte uitvloeisel daarvan moet dankbaarheid wees, en dit moet 'n liefde in my hart teenoor hierdie God van die Bybel teweegbring. Maar vanmôre sien ons in die woord van die Here daar in Numeri 14 vers 2, dat die volk van God geweldig gemurmureer het teenoor God, ten spyte van alles wat die Here vir hulle gegee het en vir hulle gedoen het. En die Bybel sê vir ons dat die Here glad nie tevrede was met die murmurering van sy volk nie. Soveel so, dat die apostel Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 10 vir ons die waarskuwing gee, en hy sê, en moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle deur die verderwer omgekom. Hier verwys die apostel Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 10 terug na die gedagte daar in Numeri 14 vers 2. Vers 11 sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. En dan die volgende vers, daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Ag vriende, dit is verseker so dat ons as kinders van die Here dikwels in dankbaarheid lewe. Dikwels sê ons vir mense, ons is dankbaar teenoor die Here, omdat hy vir ons goed is, en die volgende oomblik kla ons en murmureer ons, of dit nou is oor die regering, of oor die paaie, of oor my salaris, of wat aangaan by Eskom, of wat ook al, ons murmureer in so 'n mate dat ons eintlik opstandig raak. En dan sê ons so half om onsself te beskerm en te verdedig, maar dis nie teenoor God nie, ons is maar opstandig teenoor dit wat om ons aangaan, en ek dink daar's 'n mate van hartseer en opstandigheid wat 'n mens kan hê teenoor die dinge, die verval in ons land, maar dit mag ons nooit neem na die punt waar ons eintlik in opstand kom teenoor God nie, want die Here sê ons moet ook bid vir ons leiers. Ons moet bid vir hulle wat aan bewind van ons land is en ons land regeer, omdat hulle deur God aangestel is, en ons het nodig om te bid dat die Here hulle voor stok sal bring, en dat die Here hulle by die kruis sal uitbring, dat hulle gered sal word en goeie leiers sal wees. Maar ek kan nie reg in eie hande neem, en eindig die vuisbal teen God, en vir die Here sê, Here, ek is diep ontevrede oor wat u toelaat oor my lewe, oor hierdie land, oor my huis en al die omstandighede. U sien, om te murmureer is niks anders as om 'n klaaglied te sing, en eindig maar teenoor God my lot te bekla nie. Dis om beswaar te wees oor dit wat die Here oor my pad bring, om tevredenheid uit te spreek oor my omstandighede. Daarom is die waarskuwing geweldig sterk. Ook in die Nuwe Testament verwys dit na die Ou Testament oor die gedagte van murmurering. En hoe kompliseer dit my verhouding? Vriende, in die eerste plek sien ons, dit verwoes my vreugde. Wanneer ek murmureer in my lewe, wanneer ek ontevrede is, dan is die vreugde wat God in my hart kom uitstort, die dag by wedergeboorte, wat hy elke dag vir my gee deur die lees van sy woord in gebed, dan kom neem hierdie murmurering, hierdie vreugde weg. Ek begin met 'n donker oog kyk na hierdie wêreld. Ek begin met hierdie donker oog kyk na my omstandighede. Ek begin murmureer oor wat God oor my lewe toelaat. En ek sê, Here, weet u nie wat u doen nie? Dis presies wat die volk vir Moses gesê het, want Moses sê later vir hulle, hy sê vir die volk Israel, julle kla nie teenoor my nie. Ek het julle nie die land Egipte uitgelei nie. Ek is nie die een wat manna en kwartels gee nie. Ek is nie die een wat water uit die rots gee nie. Dis God. En eindelik murmureer julle teen hom. En daarom, vriende, is dit 'n vernietigende sonde in ons lewens. Daarom wil ek u vra dat u en ek nie sal murmureer nie. Dit wek God se toorn op. Dit bring God se tigtiging, en dit kompliseer my lewe in so 'n mate dat ek nie vreugde het in my dien van die Here nie. Vriende, dit beïnvloed ook my verhoudings met ander mense. Wanneer ek heeldag loop en murmureer en opstandig is oor alles, dan is ek besig eintlik om in opstand te kom teenoor die Here. Ek gee deur my woorde 'n getuienis dat God nie goed is vir my nie, dat die Here nie regtig weet wat aangaan nie, dat die Here nie regtig weet hoe om hierdie wêreld en my lewe te regeer nie. En dit bring spanning in verhoudinge, dit bring spanning in die huise, spanning by die werksplek, en dit maak my getuienis geweldig seer. Vriende,
Murmurering is 'n gebrek aan vertroue in die God van die Bybel. Wanneer ons kyk na die Bybelse voorbeelde, wanneer mense murmureer, dan sien ons dikwels is 'n gebrek aan vertroue in God se beplanning en sorg vir my lewe. En daarom is belangrik dat ek vanmôre sal sien dat murmurering 'n sonde is wat my lewe kompliseer en ook my lewe kan vernietig. My geestelike lewe kan vernietig. In die sin dat die Here tugtiging oor my lewe bring. En ag vriende, as ek nie luister na die tugtiging van die Here nie, dat daar erger gevolge oor my lewe kan kom. Die vraag vanmôre is, hoe kan ons hierdie murmurering in ons lewens elimineer? Hoe kan ons dit vervang met iets anderste? Hoe kan ons denke in 'n ander rigting stuur? En ek dink dit is baie eenvoudig. Begin kyk na die goedheid van die Here, die goedertierenheid, die oordeenking wat ek maandag vir u deurgestuur het. In die tweede plek, vriende, daar is dankbaarheid wat my oorwinning sal gee oor hierdie baie geweldige erge sonde van murmurering. Want u sien, dankbaarheid is 'n teevoeter vir murmurering en is 'n bewuste keuse wat ek maak in my lewe om te sê, in plaas van dat ek nou gaan kla oor die potholes, oor die slaggate, gaan ek dankbaar wees, daar is nog 'n mate van 'n pad waarop ek kan ry. In plaas van dat ek kla oor die krag wat miskien uit is vir 'n week, of miskien die water wat afgesny is, omdat daar swak dienslewering is, en vriende, daar is swak dienslewering, ek stem met u saam, maar is noodsaaklik dat ek nog steeds dankbaar sal wees, dat ek 'n watertjie kan gaan koop, dat die Here vir my voorsien dat ek kan hê, dankbaar te wees deur die fokus, weg te skuif van my omstandighede, na die goedheid en genade van God, ten spyte van die uitdagings wat u en ek beleef. Ek het onlangs my gesin gesê, as ek net dink aan mense wat minder het as ek, dan weet ek nie hoe hulle deur 'n dag kom nie. En tog is ons wat baie het. Ek dink ons is die mees bevoorregte geslag op aarde, en tog is ons die geslag wat die meeste murmureer, en dit sluit kinders van die Here nie uit nie. Hoe geweldig hartseer wanneer ons net praat soos die wêreld, wanneer ons saam praat met die wêreld, wanneer ons hierdie hartseer woorde uiter van klaagliedere wat eintlik maar gerig is teenoor God se werkswyse en hoe hy ook sy wêreld regeer. Ek vra jou dat u en ek die woorde daar in Romeine 12 ter harte sal neem. Paulus sê, ek vermaan julle dan broeders, susters, gemeente. Ek vermaan julle dan gemeente by die ontferming van God, dat julle die liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So wat is die eenvoudige antwoord? Hoe kan ek hierdie murmurering in my lewe teewerk? Ek dink begin eenvoudig deur te sê, Here, my lewe behoort nie meer aan myself nie, maar nou aan U. Here, U goedheid is so in my lewe sigbaar, dat ek nie anders kan, as om vanmôre dankbaar te wees nie. En Here, my liefde vir U, wil my bring op 'n punt, dat ek sal ophou murmureer, en 'n groter dankbaarheid aan U sal openbaar, 'n groter liefde vir U sal betoon, en ag Here, in U goedheid, myself sal versadig, sodat ek ook vreugde en blydskap kan beleef in my lewe, en my verhouding met ander kan versterk, omdat hulle kan sien, dat Christus in my lewe regeer, en dat hy op die troon van my hart en my lewe sit. Mag die Here ons genade gee, dis 'n groot uitdaging, maar ten spyte van die uitdagings is God se grootheid en sy goedheid vir ons so wel bekend, en ons sien dit elke dag in ons lewens. Mag die Here ons harte rig, mag die Here ons gedagtes verander, mag die Here ons denke rig om hom meer te verheerlik. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder, tada.